Kom ons luister saam die verhaal van Paasfees. Jesus is in Nasaret gebore, 2020 jaar terug, en hy het op 'n 30-jarige ouderdom het hy begin om die evangelie van God te verkondig. Die goeie nuus, sê ek is die seun van God, die koninkryk van God het naby gekom, ek is die Messias, kyk, ek kan siektes genees, ek het magt oor natuur, ek is die seun van God, kyk, ek kan die storm stil maak, ek kan dooies uit die doodheid laat opstaan, en hy was die seun van God, maar die kerk van daai tyd was baie ongelukkig, want Jesus het gesê dat jy het nie meer die tempel nodig nie, jy het net vir God nodig, jy moet glo in God en jy moet jou naaste dien, en natuurlik was die ouens baie kon sê, hoe durf hy sulke goed sê, ons sal 'n plan moet maak, ons moet hom verdood maak. Judas Iskariot het gehoor wat hulle beplan, en hy het nader gestaan en sê, maar ek kan julle help manne, ek sal vir 30 silwer muntstukke, sal ek hom verraai. Jesus was besig om te bid in Getsemane, en toe het Judas Iskariot gekom, Jesus gesoen, en hulle het hom gevange geneem, die soldate, en hom weggelei, om voor die Joodse raad te verskyn. Jesus voor die Joodse raad verskyn, en hulle sê, hulle het 'n klomp klagtes teen hom ingebring, sê, jy het gesê, gaan die tempel afbreek, en in 3 dae weer opbou, wat sê jy daarvan? Hoe durf jy sulke goed sê? Jesus sê, ja, ek sal dit afbreek, en in 3 dae weer opbou, hoe durf jy? Hy moet sterf hierdie man, hy kan nie aanhou lewe nie, hulle het hulle klere geskeur en gesê, nee, hulle moet hom laat kruisig, en enigste manier om dit te doen, is om te vat na Pontius Pilatus. Pontius Pilatus was die prokurator oor Israel, en hulle kon nie om dit maak, daarom die Jode gesê, Pontius asseblief, kruisig hierdie man van ons, en Pontius sê, ek weet nie, hierdie man lyk nie vir my, sy iets verkeerd gedoen het nie, ek dink julle moet hom laat gaan, maar sê, nee, want ek dink hy is onskuldig, maar die Jode sê, nee, kruisig hom, ons wil hy moet dood, hy kan nie meer lewe nie. Pontius sê, okay, ek het moeilikheid hierso. Ek sê, goed, neem hom weg, kruisig hom, maar weet net, ek gaan my hande in onskuld was, want ek is nie skuldig aan hierdie man se dood nie. Hulle het Jesus geskop, en op hom gespoeg, hulle het sy klere verdeel, en hulle het vir hom 'n persmantel aangesit om met hom te spot, te sê, hy is die koning van die Jode, hoe kan jy so iets sê, ons sal jou wys en jou verneder. Jesus het sy kruis gedra, en hy kon net nie meer, en hy 39 keer geslaan is, en baie moeg was, het hulle Simon van Sirene opgekommandeer om hom te help, om sy kruis te dra. Jesus is gekruisig op 'n berg met die naam Golgotha, of Kobbeenplek. Jesus is gekruisig, en hy daar tussen God en die aarde het hy gehang. Mense het verbygekom en hom gespot. Maria, sy moeder, was daar, en ook Johannes, sy disipel. Maar het gesê, hoekom help jou nie, kom van die kruis af. Maar Jesus het geweet, hy is die lam wat geslag moet word, sodat ons verlos kan wees. Ewe skielik, 3 die middag het dit donker geword, die son het verduister, en Jesus het gesterf met die woorde, dit is volbring. Ewe skielik het die aarde begin bewe, die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur, om te wys dat daar is nou nie meer enigiets tussen ons en God nie. Die Romeinse offisier by die kruis het gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Josef van Arimatea het gekom, sê, maar kan ons Jesus se liggaam afhaal en hom begrawe? En het hom begrawe in 'n graf daar naby, en die graf geseël met 'n groot, swaar klip. Die Sondagmôre, 3 dae later, het Maria en die ander Maria by die graf gekom en gesê, maar die graf is leeg. Waar is Jesus? Sy liggaam het hulle hom gesteel, en eerskielik was daar 'n engel, wat sê, hoekom soek julle die lewendes by die dooies, Maria? Jesus het opgestaan, hy lewe. Gaan vertel dit vir sy disipels, en Maria, wat beteken dit? Jesus lewe? Ja, ons moet gaan. Ons gaan vir die disipels vertel in hulle hardloop, en gaan vertel vir Johannes en vir Petrus en die ander, Jesus het opgestaan, en hulle dink nie, en ewe skielik is Jesus daar, en sê, vrede vir julle, en hy sê, disipels, kyk na my hande, ek het opgestaan, ek was dood, maar ek lewe, en Jesus het so aan baie mense verskyn, en sy disipels was so bly, maar hy het gesê, nou ouens, julle het nou 'n werk, julle moet my boodskap van hoop en redding
aan die hele wêreld gaan vertel, aan julle maatjies, aan almal wat julle ken, sodat hulle kan weet dat deur my dood is hulle verlos en kan hulle elkeen deel hê in die ewige lewe. Die disippels was baie lief vir Jesus en hulle het uitgegaan en hulle het vir almal vertel.